hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Hallo allemaal, week 10, ons is steeds in Albanië. Ons het begin warm kry in Tirana en so 20 km na die kus toe gery. Die havenstad Durrës en reg langs Durrës is Golem waar ons 'n plekjie gekry het. Reg langs die see en ons het 2 aande daar gestaan. Dit was lekker geweest. Bietjie anderste as meer in die suide. Die see is nog steeds lekker warm, maar die water nie meer heeltemal so skoon nie. Of nie so helder in elk geval nie. Die sand is meer bruin en plek 'n bietjie swart. Maar ons het lekker elke dag geswem, al was dit dan net om in die water te staan, soos die res van Golem se inwoners. Ja, die water is lekker warm en soos Arno gesê het, nie klipperig nie, so dit is meer sand, so dit is nie so helder en deurskynend soos in Samiel nie. Maar die weirdste ding, elke aand 6uur, dan kom al die mense van buite af en julle sal nou sien, dik en dun, almal oud en jonk, dan kom staan hulle halflyf in die water, want dit is warm. So, hulle staan daar en hulle kuier in sulke groepies, soos in Italië waar die mense in die straat rondloop en al die kindertjies opvang, so doen hulle in Golem dit in die water. So dit was 'n lekker staan gewees. Ja, en Golem en Durrës het albei so 3 km beachfront waar ons met die fietsen kon gery het, maar ons het vinnig besluit ons moet aanskyk Kruger. Ja, en Kruger was glad nie op ons beplanning gewees nie. Ons het besluit om Kruger toe te gaan op die ingewing van die oomblik. Arno het eintlik gesê die naam klink vir hom lekker, toe gaan ons soontoe. En wat 'n aangename verrassing. 'n Klein dorpie, Kruger sit so in die berge en ons het gekamp in Kruger Vista Camping, lieflike plek met die mooiste uitsig van die kampeerplek af. Ja, dit was so net buitekant die dorp, naby genoeg vir ons om te ry met die fietsies op na die kasteel toe. Die oggend vroeg gery, seker so 20 minute en daar bo lekker rondgeloop, 'n lieflike uitsig af van bo af. Hulle het ook 'n Old Town waar ons kon ietsie gedrink het, so rukkie gesit het en 'n paar goedjies gekoop het, weet souvenirs. 'n regtig interessante dorp. Ja, die kasteel was mooi geweest. Was lekker om daar rond te loop. Ou geboue en soos Arno sê, 'n ou shoppingstraatjie. So in Kruger het ons letterlik gedwaal. our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Na Kruger het ons besluit om weer terug te gaan kus toe. Patok is eintlik 'n groot strandmeer waar hulle baie vis vang, klomp bootjies en dis ook waar die tipiese klein huisies, die restaurant het so 'n huisie waar daar net een tafel aan is, staan op pale in die lagoon en dis waar jy dan eet in die aande. Ja, jy eet seekos in Patok. Nou ons het in Patok geland toe dit verskriklik warm was en ons sou 2 nagte daar gebly het, maar na 1 nag toe ons die oggend wakker word het die wind verskriklik gewaai en het ons besluit hiervoor het ons nie lus nie, so toe vat ons weer die pad. Ja, en ons staanplek was ook nie lekker nie, want dit was op 'n konkreetblad, so dit het nie gehelp dat ons nie lekker gestaan het nie en dit so warm was nie. So ons het besluit, ons gaan nou weer na die binneland toe, ons gaan 'n koeler plekkie soek, hopelik tussen die berge. As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep. So toe vat ons die pad met absoluut geen idee wat volgende nie.
Al wat ons geweet het is, ons is nie lus vir wind nie en ons is nie lus vir warm kry nie. Toe ons soek water. Ons soek toe water en toe die naaste water is toe op hierdie pad in die rigting van 'n plek met die naam Skopet. En ons is toe Skopet toe waar ons 'n lieflike staanplek reg langs die meer gehad het. Ja, dit is eintlik baie interessant. Dit is 'n hidroelektriese skema. Daar kan jy die damwal sien aan die agtergrond. So waar ons gestaan het, is die dam op die meer lekker vol water, helder water. Ons het reg langs die water gestaan, so ons het lekker afgekoel, gereeld geswem. Kan 'n bietjie rondgestap het daar. Hierso is die ou bruggies van hulle word nog gebruik, alhoewel ons nie dapper genoeg was om daar oor te stap nie. Letterlik op daai brug loop die bokke, die plaasbokke nog oor. Ek weet nie hoe hulle senuwees dit nie. Maar dit was baie lekker om hier te staan. Ons het baie lekker gerus, heerlik geswem, die water is warm. Al die perde en varkies en goed langs die pad gekry as ons gaan stap het en ons het sommer net heerlik ontspan by hierdie mooi omgewing. Die oggend was pragtig met die spieelbeeld van die berge in die water. Aande het ons mooi sonsondergange gesien, so dit was sommer net 'n lekker paar dae gewees. Ja, Skopet was vir ons 'n heerlike verrassing geweest. Ons sou een aand daar gebly het, maar omdat dit so lekker was, het ons toe nog 'n aand gebly. En na die tweede nag besluit ons moet seker aanskuif. So ons het weer eentjie verder gery en met daarvan vertel ons julle volgende keer meer wanneer ons volgende video vir week 11 opsit. So lekker aand en groete vir almal. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine.